Hierdie ou sê vir sy pel, skep moed, my vriend, ek verseker jou, jou vrou en jou kinders gaan baie minder kla in die maand van Februarie. En sy vriend kyk hom en hy sê, maar hoe kan jy so iets beloof? Jy weet nie, hoe is jy so seker? En hy sê, want, Februarie het net 28 dae. Net 'n simpel grappie. Familie, dis Februarie en by Familia is dit FamFeb. Ons fokus op familie, julle weet, dis naam sê dit, ons is passievol oor familie, godsdiens en koneksie. Daai twee dinge, binne in familie is key. En met die maand van Februarie, soos die jaar afskop, ons begin altyd eers met, ons fokus op Jesus eerste en ons geestelike dissiplines, en dan gaan ons na Februarie toe en ons sê, FamFeb, kom ons fokus op die geveg wat regtig saak maak, die geveg van ons families. En ons het begin in week 1 en ons het gekyk na tafeltyd, die belangrikheid van tafeltyd, ons het gekyk na die gevare van tegnologie en hoe om dit te bestuur in ons huise. Ons het laasweek gekyk na die belangrikheid van ons monde en hoekom het God vir ons 'n mond gegee en vir ons taal gegee en woorde gegee en ons het gekyk na die taal van die hart wat komplimente is. Hoe om te fokus op die goeie in ons verhoudings en hoe om komplimente te kan gee, die 5-to-1 ratio, wie het gesukkel met dit hierdie week, ek het julle daai challenge gegee, dis moeilik, né? Dis moeilik, ja, almal anders van julle jok of jy het nie geluister nie. Dis tough, dis 'n moeilike een, maar as ons die Here toelaat om ons te vorm met hierdie challenges, dan kan ons verhouding sterker word. Dit gaan nooit perfek wees nie, maar dit kan sterk wees. Soos by elke lidmaatskap sê ek en Gail altyd, dit is ons why, ons hoekom ons familie begin het, is want ons is onperfek, maar ons is sterk want ons het Jesus, en dis wat ons wens vir elke familie. Vandag wil ek met jou chat oor leer, lag en glo in die reën, en ek wil begin deur jou aandag te fokus op hierdie toneel hierso. Dit is die Strand Sambreel toneel, ons kan sê die Strand Sambreel symbool. En dit symboliseer so iets van dit wat ek en jy droom, wat almal van ons droom vir ons self en vir ons gesinne, is 'n lewe van sonskyn, 'n lewe waar daar nie bekommernisse is nie, waar daar nie onsekerheid is nie, waar daar vrede is en ontspanning is en ons kan net gelukkig wees. Die realiteit is 'n beter symbool vir ons en ons families is die bad boy. Is hierdie sambreel. Want in hierdie lewe gaan dit reën. Dit gaan reën. Dit gaan hard reën vir jou en jou familie. En as Afrikaners sê ons het reënkatte en honde, maar in die konteks reën dit verhoudingsprobleme, dit reën gesondheidsprobleme, dit reën finansiële probleme, dit reën stres, dit reën slegte seisoene by die werk of by die skool vir ons kids, dit reën konflik met mense, dit reën curveballs, dit reën seisoene van onsekerheid, wat die tension in die huise en huwelike nog meer maak. En ek wil vandag met jou daaroor praat, want as God se kinders moet ons wys wees oor reënseisoene. Want seisoene van reën kan 'n familie heeltemal laat verdrink. Kan 'n familie heeltemal laat verdrink. Moeilike seisoene, konflikseisoene, uitdagings in die lewe, dit kan 'n familie, dit kan 'n huwelik laat ondergaan. Maar die teendeel van dit vir ons as God se kinders, die goeie nuus is, as ons 'n pad met die Here stap en ons harte is oop en ons is humble en ons is bereid om te leer, kan die Here in die moeilike seisoene 'n amazing, spesiale, groot werk binne in ons as individue en in ons gesinne kom doen. En ek wil dit eintlik so sê, die grootste werk wat God kan doen in jou lewe, die grootste wonderwerke en die grootste werk van groei en die sterkste band wat jou huwelik en jou gesin kan hê, dit kan God doen in die moeilikste seisoen. Die moeilikste seisoen is die beste geleentheid vir God om dit te kom doen. Maar dit hang alles af van jou perspektief
en jou bereidheid om hierdie seisoen en julle bereidheid as 'n gesin en as 'n huwelikspaar om hierdie seisoen saam aan te pak met Jesus aan die stuur. Ek wil hê ons moet vandag kyk na Noag en sy gesin se reënseisoen en ek wil hê jy met jou Bybel as jy hom by jou het, moet jy hom oopmaak by Genesis 7. Ons gaan so 'n bietjie blaai vandag, maar nie ver blaai nie. So 1 of 2 regs en 1 of 2 na links. So as jy nie weet nie, Genesis is reg in die begin, hoor. Dis die heel eerste boek in die Bybel. Moenie lag nie. Daar's baie mense wat nou begin met Bybel lees en dis vir my is dit flippin' cool. Ek love it dat mense sê, hoor hierso, as iemand na my toe kom en sê, hoor jy, ek het nie 'n klou Genesis, Sefanja, ek dink jy joke, is al so 'n boek in die Bybel. Ek love dit. As iemand sê ek het nog nooit Bybel gelees nie, maar ek gaan nou begin. Ek vind dit interessant, ek weet dit is belangrik, ek besef dit en ek het nog nooit nie, maar nou wil ek begin, ek love it. So ons lag nie vir sulke mense nie, ons help hulle. Sê blaai net daar, dis in die begin. Blaai net na die begin toe. Daar is hy hoofstuk 7 met die 7, daar is 'n groot 7 en dan so klein nommertjies, dis verse. Okay? Vanaf vers 6. So ek dink meeste van ons as ons dink aan Noag se storie en sy gesin, dan dink ons aan 'n boot, soos hierdie met hout en dan so 'n gat in en dan so 'n mooi kameelperd kop wat uitsteek daar en miskien 'n olifant voor en hier's Noag wat glimlag. Ek dink nie heeltemal dit is hoe die storie regtig gegaan het nie en ek wil hê ons moet besef wat hierdie familie deur is en ek wil so ver gaan as om te sê die trauma wat hierdie familie deurgemaak het, wat hulle moes deurmaak en hoe hulle saam daardeur is, dat ons bietjie leer hieruit. So ons lees hier, Noag was 600 jaar toe die vloedwaters oor die aarde gekom het. Dink jy, dit was vir hom 'n lekker aftreeplan hierdie? Dink jy hierdie was wat hy vir homself gedroom het vir hierdie seisoen van sy lewe? Ek dink nie so nie, né? Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het in die ark ingegaan vir die vloedwaters. Die rein en die onrein diere, die voëls en die diere wat kruip, het in pare, manlik en vroulik, na Noag toe in die ark gekom, soos God vir Noag gesê het. Weer eens, ons kyk even almighty en ons sien hierdie gebeur en ons dink, ja, dit moes cool wees. Ek weet nie hoor, as jy dalk, weet nie waar het Noag gestaan, hy dalk agter weggekruip, imagine jy staan by die deur, en hier kom 'n leeu in, of hier kom 'n tarantula in, of ek dink jy was nogal skeerie gewees het. Op die 7de dag het die vloedwaters oor die aarde gekom, presies op die 17de dag van die 2de maand van die 600ste jaar van Noag het die fonteine van die groot waters oopgebreek. Die vensters van die hemel is oopgemaak, so as dit oopgemaak het, wie maak dit oop? Die Here maak dit oop, nee, sodat daar 'n stortreën op die aarde geval het. 40 dae en 40 nagte lank. 40 dae en 40 nagte lank. Ons stop net eers daar. Nou wil ek hê jy moet jouself hierdie indink. En miskien kom ons doen hierdie. Maak gou jou oë toe, net gou vir 'n paar sekondes. Maak gou jou oë toe. En ek wil hê jy moet jou indink, dit begin reën. Hoor net die klank van druppels. Ons almal weet hoe dit klink. Hoor net, maar soos hard reën. Hoor net die klank van harde druppels op die dak. En daarmee saam hoor donder weer. Nou wil ek jou vra om jouself voor te stel, soos jy die reën hoor en soos jy die donder weer hoor, hoor ook die gille van mense. Die gille van vriende, van familie. Kom ons sê, jy was Noag en sy gesin. Hoor jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, vriende, kinders van jou familie, wat skree en gil. Hulle vra vir jou om hulle te help, om daai deur oop te maak, maar jy kan nie. Gille wat jou binneste laat skril, soos jy daai gille hoor. Kyk gou vir my. Ek dink nie dit was so lekker nie, né? Ek dink dit was verskriklik geweest. Traumaties. As jy dink, hier is jou familie, jou vriende, buite hierdie ark, jy kan niks doen nie. En hulle skree en jy hoor die krap aan daai hout. Ek dink dit is 'n geluid wat Noag en sy vrou en hulle kinders vir die res van hulle lewe saam met hulle gevat het. Ek dink dit was soos merke op hulle harte, wonde, skaars, traumaties.
En dan eindig dit nie daar nie. Die Bybel sê vir ons, die 40 dae was net en nagte was net die begin, want hoe lank was hulle op die ark, weet jy? Hoe lank was Noag en sy gesin op die ark? Vir langer as 'n jaar. Was hulle opgesluit in daai boot, saam met daai diere, ons sê in daai dieretuin, was hulle opgesluit daar. En was dit 'n season waar hulle moes worstel met hierdie vraag, wat sal oorwees as ons hier uitkom? En vandag wil ek dit relate met ons lewe, want ek en jy is Noag en sy gesin tot 'n mate. Miskien gaan dit nie fisies reën nie en ons gaan nie 'n ark moet bou nie, maar ons gaan deur stortreëns gaan. Ons gaan deur stormseisoene gaan, en as God se kinders het ons wysheid nodig, soveel so om verwagtend te wees daarvoor. Dat wanneer dit gebeur, dat ek en my gesin deur 'n moeilike tyd gaan, of dit 'n finansiële krisis is, of verhoudingskonflik, of huweliksissues, wat ook al dit mag wees, dat ons nie dink, hoe gebeur hierdie met ons? Dat dit ons nie bitter maak nie, dat dit ons nie ondankbaar maak nie, dat dit ons geloof nie kom steel nie. En ook daarmee saam, dat ons dit nie net verby sal wens nie. Soveel Christene, as 'n moeilike season kom, hulle geloofs formule is dan, ek wil nie hierdie hê nie, die Bybel sê ek mag bid, so kom ek bid, laat God hierdie wegvat. En as jy na Noag hulle se storie kyk, dan sien jy, ek dink, miskien in die begin het hy ook daai tipe van gesprekke met die Here gehad, en die Here het gesê, nee, hierdie gaan ek deurvoer, hierdie gaan moeilik wees, dit gaan horrible, dit gaan traumaties vir jou en jou gesin wees, maar ek gaan julle hier deur kry. Julle gaan nie deurkom. Ek het jou nodig om my te vertrou. En so kan ons nie net moeilike tye wegwens of wegbid nie. En net sê, ek wil 'n kursus bywoon vir iets om my geloof meer, ek wil meer geestelik word. Ek wil leer hoe ek kan bid, dat ek hierdie ding kan wegbid. Kom, ek kry nie die regte mens om saam met my te bid, dan kry ek hierdie ding weg. Jy gaan deur daai ding kom verseker, maar jy gaan deurgaan, jy gaan nie om dit gaan nie. Daar sekere vloede, sekere stortreëns wat die Here die hemel gaan laat oopgaan, en is deel van sy plan vir jou. Hy werk met ons, maar terselfdertyd, nes Noag hulle, hy het 'n plan gehad vir hulle, dan het hy 'n plan gehad vir die wêreld. Hy was besig om met die wêreld te deel, en met sonde en issues in die wêreld te deel, en hoe hy met die wêreld deel om ons, en hoe hy deel met sy plan vir ons. Daai twee goed veroorsaak 'n tipe van 'n tornado, en dan vind ons onsself in die middel van dit smack bang, en dit begin reën, en hier's 'n storm, en dan moet ons survive, en ons moet saam staan, en ons moet groei daardeur. Hoe doen mens dit? So ek wil gaan na Noag se storie, en ek wil bietjie kyk, is hoe het hulle dit gedoen, wat het hulle gedoen, eenvoudige principles, waarna ons net kan kyk om te sê, wat het hulle gedoen, en as gevolg van dit kon die Here hulle hierdeur kry, en kon hy hulle hierdeur gebruik, en hulle laat groei as 'n family. 3 eenvoudige beginsels, leer, lag en glo. Eersteen, leer. En hier gaan ons na Genesis 9 toe, so dis net so 1 of 2 bladsy aan, miskien 3, afhangend van hoe groot die skrif in jou Bybel is, of wat se Bybel het. Vers 20. So, leer gaan oor om 'n leerbare gees te hê, en die bereidheid om persoonlik te groei as jy in 'n stormtyd is. Wanneer 'n gesin deur 'n moeilike tyd gaan, of 'n huwelik gaan deur 'n moeilike tyd, die Here wil iets doen in daai huwelik en in daai gesin, maar voor hy dit kan doen, moet elke individu die verantwoordelikheid opneem en aanvaar dat ek gaan moet groei. Ek gaan persoonlik moet groei, en vir dit moet jou gesindheid reg wees, jy moet leerbaar bly. So ons sien, onder andere is een beginsel, ons kan 'n paar uithaal uit hierdie storie uit, maar een is, ons kyk in vers 20 van hoofstuk 9, en dan sien ons, Noag was 'n boer, die eerste wat 'n wingerd geplant het. Hier is die eerste ou met 'n wynplaas. En daarmee saam met hy ander challenges geface, want dit sê hy het, as jy verder lees, dis nou nie op die skerm nie, maar hy het wyn gedrink en dronk geword. So as jy nie Bybel lees nie, die Bybel het baie snaaks en interessante goed hierin. En toe sal 'n hele storie met hom en sy family wat 'n konfliksituasie het. So hulle moes leer, hierdie was 'n nuwe seisoen, en die beginsel hier is, hulle kon nie teruggaan na die oue toe nie.
Hulle kon nie teruggaan na hulle ou werke toe nie, hulle kon nie teruggaan na hulle ou huis toe nie, hulle kon nie teruggaan na hulle ou leefstyl toe nie. En ek dink net Noag het gesê, nee, weet jy wat, ek gaan wag, ek gaan net hier in die ark bly, en vir die Here vra, Here, hierdie is nie lekker nie. Vat my terug na ons ou huis toe. Vat my terug na my ou werk toe. Ek gaan net hier bid, totdat die Here my terugvat na die good old days. Want daai wat ek gedoen het, dis wat ek doen, en dit wie ek was, dis wie ek is, en ek hou van daai comfort zone daar. Ek wil net daar bly. En as die Here 'n nuwe season roep, en baie keer kom dit met moeilikheid, en begin dit met moeilikheid. En soos hulle, vat hy vir jou in die diep water in, en jy vind jouself, hier seil ons nou weg na 'n ander plek toe. En ek vind my nou op 'n ander plek hier, dit is wat hy wil hê. En vir 'n nuwe seisoen en 'n nuwe plek, jy kan nie vir die Here vra, doen nuwe goed in my lewe, Here, maar ek wil net dieselfde bly. As mens. Doen nuwe goed in my lewe. Doen groot wonderwerke in my lewe. Hoekom moet hy dit doen as jy op dieselfde plek wil bly, jy wil dieselfde mens bly, dan hoef hy niks te doen nie. En dan word jy soos daai mense in Sefanja wat sê die Here doen nie goed of kwaad nie. Dan hoef hy vir jou niks te doen nie, want jy wil net daar bly. Jy wil net hê die lewe moet so wees. Nee, as ek bid, Here gebruik my, Here kom werk op 'n spesiale manier in my familie, dan moet jy weet, die Here gaan dit laat reën. Dit gaan deel wees daarvan. En dit vra dan dat ek en jy aanvaar dat ons as individue persoonlik gaan moet groei. En as daar 'n stormtyd kom, God gaan ons nooit net deur die storm wil kry nie, hy gaan ons deur die storm wil laat groei. As Noag nie wou groei nie, dan sou hy dood gegaan het in daai ark en sy family saam met hom. Maar hy aanvaar, hierdie is 'n nuwe seisoen, God het 'n groot calling en ek weet nie hoe dit alles gaan uitwerk nie, en hy doen wat sy hand vind om te doen, toe hy by daai ark uitloop, en hy sê, well, hier's land, ek ken niks van dit af nie, maar so ietsie dalk by my pa gesien, of by hierdie familie gesien, kom ek plant 'n wingerd. En hierdie ou begin iets wat daar nog nooit was nie, en so ook, kom die Here en doen iets nuuts in sy lewe, en deur sy lewe, en so leer hy ook sy family. Kom ons wees innovative. Kom ons wees oop vir wat die Here in ons wil doen in ons karakters, maar ook deur ons hande in die lewe. En miskien 'n vraag hier, as ek hierdie punt eindig vir jou persoonlik, wat leer hierdie seisoen jou? En wat vra hierdie seisoen van jou as individu? Hoe moet jy groei? Eerste innerlik, en tweedens miskien in jou vaardigheid. Wat wil die Here anders deur jou lewe kom doen? Wat wil hy anders in jou doen? Wat wil hy anders deur jou kom doen? En miskien dan as 'n familie hierdie tipe van 'n challenge, waar ons om 'n tafel kan sit en sê, wat het die Here ons geleer in hierdie seisoen? In hierdie laaste seisoen was dit moeilik en ons was besig en ons stres oor 'n paar goed. Miskien is julle deur 'n bad tyd. Miskien om 'n tafel kom en sê, kom ons praat elkeen, wat het die Here jou geleer? Wat voel jy het die Here vir jou geleer in hierdie season? Wat voel jy doen die Here op hierdie stadium met ons as 'n family? En wat is dit wat ons moet leer? Hoe moet ons onsself humble en ons moet groei hierdeur? Ons moet altyd leerbaar bly, humble bly en groei, soos die Here ons na nuwe seasons toe vat, anders gaan ons doodgaan in die ark familie. Ons kan nie net daar in die ark sit en bly bid nie. Nuwe season vra 'n nuwe ek. En daar's soveel mense wat dit embrace en die Here laat hulle groei en doen amazing dinge deur hulle, te midde dat dit moeilik is. En dan so ander mense wat net in die ark wil sit en bly bid, en daai mense verdrink en gaan dood in daai ark. Daai family stagneer, daai huwelike stagneer, daai kinders stagneer. Baie keer van die ouers is nie geestelike leiers nie. Wil nie groei nie, wil nie uit hulle comfort zone uitkom nie. Kom ons wees 'n voorbeeld in ons leerbaarheid. Tweede beginsel is lag. En hierdie gaan oor om altyd die lewe te geniet, maak nie saak deur waardeur jy gaan nie. Ons almal, soos ek sê, maak nie saak wie jy is nie, dit gaan vir jou reën. Jy gaan reën daar in reënseisoene hê. Maar al gaan ons deur moeilike tye, mag ons bly lag. Mag ons die lewe bly geniet, en dit gaan oor dankbaarheid. Celebrate dit wat goed is. So ons gaan na Genesis 8 toe. Dis nou weer
'n bladsy of 2 terug. Vanaf vers 18. En myne is nie, hy is net daar. Dan sê dit, Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan en ook al die diere en al die voëls en alles wat kruip het uit die ark uitgegaan, almal volgens hulle soorte. En toe het Noag 'n altaar vir die Here gebou, vers 20. Toe het Noag 'n altaar vir die Here gebou en as jy verder lees dan sien jy dis nie maar net 'n dingetjie wat hy doen nie. Dis nie net 'n goeie ding nie. Dit sê die Here sien dit en die Here seën dit. Die Here aanvaar dit en hy gee hom 'n belofte. Dis waar die reënboog vandaan kom. Vir die van julle wat nie weet nie, is toe Noag hier 'n altaar bou en hy aanbid die Here. Toe gee die Here hom daai belofte dat nooit weer sal hy die hele mens op een slag tot die einde van tyd vernietig nie en hy gee die reënboog as simbool. Mag ons dit altyd onthou as ons die reënboog sien. En ons kinders herinner hoekom daar 'n reënboog is. Noag en sy familie kon in hierdie traumatiese tyd baie goed gedoen het toe hulle uit hierdie boot uitgeklim het. Imagine yourself net die wrakstukke wat daar moes gewees het. Van hoe dit gelyk het en wat die vloed gedoen het aan die wêreld. Miskien lyke van mense wat oral was. Wie weet hoe dit gelyk, want het moes horrible gewees het. En hulle kon nou fokus en kla en moan en morbiedig wees oor alles wat verkeerd is en alles wat moeilik is rondom hulle. Dit kies hy om te doen. Hy kies om 'n altaar te bou. Met ander woorde, he counts his blessings. Hy sit sy familie daar en hy sê, luister, hier's baie goed wat nie nou lekker is nie. Hier's baie goed wat nie nou gaan soos ons wil hê dit moet gaan nie. Hier gaan nou vir 'n ruk, gaan ons nie op vakansie gaan nie. Hierdie is 'n moeilike season. Maar te midde dit, kom ons fokus op wat ons het. Ons het die Here en ons het mekaar. As dit nie vir die Here was nie, en as dit nie vir sy bonatuurlike guns en sy hand op ons lewe was nie, sou ons saam met al hierdie ander mense dood gewees het. En so seer as wat ons harte is vir wat in die wêreld aangaan en wat in die families aangaan en die feit dat hierdie gebeur het met ons mense, ons is hier. En die Here het 'n plan met ons lewens. Ons het God, ons het mekaar, ons het 'n toekoms. Kom ons fokus op dit wat ons het. En hy fokus sy familie, hy shift hulle fokus van wat hulle nie het nie, na dit wat hulle wel oor het. En hy bou 'n altaar en hy sê, kom ons aanbid. Kom ons sê vir die Here dankie. Dit vat iets, kom ons wees eerlik, dit vat iets om in 'n moeilike seisoen vir die Here dankie te sê. As jou fokus is op die goed wat jy nie het nie, die goed wat jy verloor het, dan wat mens voel, hoekom doen u dit aan my? Hoe kon u nie 'n ander plan uitgefigure het, dat ek nie hierdie hoefte verloor het nie, dat ons nie deur hierdie hoefte gegaan het nie. Ons vra daai tipe van vrae, maar ons sien dit in die Bybel in hierdie lewe, wanneer God moet deel met moeilike goed om ons, terwyl hy deel met goeie goed in ons en in ons gesinne, gaan ons deur moeilike goed gaan, en ons, dit is so belangrik dat ons fokus shift en hou op dit wat ons oor het, en dit wat goed is, en dat ons dankbaar sal bly. En ek sê dit lag klink dalk oppervlakkig, maar ek dink dis 'n groot vraag, om net vir 'n gesin of 'n koppel te vra, lag julle nog? Lag julle nog? As 'n familie, lag julle nog saam? Want daai vraag verteenwoordig vir my baie weight. Dit vra, want baie mense, as hulle eerlik is, sal sê, nee, ons doen nie. Dit is heavy tension filled. Die laaste tyd was moeilik en ons het nie regtig geselebrate nie. Dit is 'n vraag van celebration. Kan julle fokus op die goeie dinge in julle lewe in plaas van om heeltyd te fokus op die slegte? En kom julle om 'n tafel saam, kom julle om 'n vuur saam en julle kan saam lag. Julle kan saam celebrate oor dit wat julle wel het en die feit dat die Here tog goed is vir julle te midde die feit dat dit sleg gaan met julle ook. Charles Swindoll het gesê, ons moet ons kinders leer hoe om te lag en die lewe te geniet te midde van druk en moeilike tye, want sê hy, hulle hede en hulle toekoms hang daarvan af. Hulle hede en hulle toekoms hang daarvan af. Dit was vir my snaaks toe ek het lees. Toe gaan
lees ek 'n paar ander goed en ek doen bietjie navorsing oor hierdie ding van dankbaarheid en saam lag en om die lewe as 'n gesin te geniet. En daar's een podcast wat ek luister of 'n audioboek. Partykeer as ek in die gym is, dan luister ek verskillende goeters net om my mind bietjie af te vat met die topics waarmee ek besig is en om 'n bietjie vir persoonlike groei. So die een boek wat ek gekry het wat ek luister is How to Raise Grateful Kids in an Entitled World. En Kirsten Walsh, sy skryf hier en sy praat daarvan die feit dat ons kinders groot word in 'n superficial sosiale media wêreld en dit skep hierdie idee by hulle dat alles moet altyd goed gaan. En ek meen Sky het vir 'n tyd lank het sy hierdie families gekyk op YouTube. Dan as ek en Gel klaarmaak in die oggend, dan sê op YouTube, dan kyk sy die families, en dis niks lelik nie, daar's niks verkeerd nie, maar dis hierdie ryk families en hierdie ryk kinders, en baie van ons Christene, hulle doen so aan Bybelstudie goed, maar dan gaan hulle na die speelgoedwinkels in Amerika toe, en hulle laai trollies vol goed, en hulle koop al die nuutste van al die nuwe speelgoed, sodat as ons na Checkers toe iets gaan, dan sy wil altyd iets hê, en ons het begin besef, hierdie het nogal sy effek op haar, hierdie het effek op hulle is hierdie idee dat, as jy happy family is en het gaan goed met jou, moet jy altyd iets kry. En anders as dit wat sy dan aanspreek in hierdie boek is, hierdie denkwyse by ons kinders, dat dit moenie sleg gaan nie. As jy 'n goeie happy family is, moet alles altyd goed gaan, en die maale moet sorg, laat daar geld is, en laat alles altyd reg is. Ek het actually 'n rabbi geluister in die week op Facebook. Ek love it om partykeer vir die Joodse rabbies te luister, super wysheid. En hulle simple teaching, super wysheid. En hy praat daar uit 'n Joodse perspektief met die wêreld. Hy weet hy praat nie net met Jode nie. En dan sê hy, die rede hoekom Joodse kinders baie meer stabiel is en baie gouer op hulle voete kom, dan sê hy, hulle leer hulle kinders van kleins af dat die lewe gaan moeilik wees. En hy sê die manier hoe hulle dit doen, is hulle doen nie hulle huiswerk vir hulle nie, hulle doen nie hulle take vir hulle nie, hulle is nie altyd daar as daar probleme is tussen hulle en maatjies, is hulle nie daar om die ander ouers uit te sort of om iets te doen nie, hulle sê hulle leer hulle om die goed uit te sorteer, want anders kweek jy by jou kind 'n denkwyse, dat wanneer ook al daar probleme is, gaan mamma en pappa kom, daar mag nie probleme wees nie, dan gaan ek dit vir jou kom uitsorteer. Dan sal jy die denkwyse van, ek moenie, so ver as moontlik moet ek nie deur probleme gaan nie, probleme is net baie sleg, en as dit nou regtig groot is, roep ek vir iemand in die lewe om dit vir my te kom uitsorteer, en dit, kom ons wees eerlik, wie's daar wie jy gaan roep om die probleme vir jou uit te sorteer, die lewe werk net nie so nie. En is so belangrik dat ons kinders leer, die lewe gaan moeilik wees. Ons gaan deur tawwe tye gaan en dis okay. En selfs wanneer ons deur finansiëel of andersins moeilike tye gaan, dat ons hulle afhangend van watter vlak hulle is, moet ons wysheid en onderskeiding hê in terme van wat ons met hulle moet deel, maar om hulle deel te maak om te sê, luister, ons is 'n family, hier's waar ons is, hier's hoe ons saam deur hierdie ding gaan kom. En as mens saam in 'n unity is en jy pa of jy ma vat nie alles op jouself nie, dan kan mens stres beter hanteer. En dan kan mens dankbaar wees en saam ook sien hoe die Here werk. Anders vat jy alles op jouself, jy stres, daar's tension, jy skort af, jy beklei, en dis 'n ander ding wat ek gelees het. Daar's 'n wetenskaplike, Meredith Small, en sy het in 'n artikel Trouble in Paradise, skryf sy oor hoe stres in die huis, veral tussen ouers, kinders se ontwikkeling beïnvloed. En dan praat sy oor die hormone en veral kortisol, die streshormoon wat dit heavy laat styg in kinders, en as kinders verlang in so 'n environment groot word, heavy stress, heavy druk en dan heavy konflik, het dit 'n massive impak op hulle verstand, hoe hulle dink oor goed en hulle fisiese ontwikkeling selfs. Dis amazing en eintlik scary as jy van daai goed lees, wat dit doen aan kinders, en een van die goed wat ek gelees het wat wetenskaplikes sê, is baie siektes in middeljare van mense. Nou dit kan hulle nie terugtrace en alles uitwerk nie, maar hulle sê, navorsing het al gewys as hulle met mense praat oor hoe was jou kinderlewe, wat het gebeur, sê hulle, baie siektes in middeljare kan toegeskryf word aan huislike omstandighede, die trauma daarvan, wat nooit uitgesorteer is nie, wat nou onwetend is, nou is dit net, okay, ek het dit, dit het gebeur, waar kom dit vandaan, ek weet nie, dit kom maar net, van waar af, dit kom van iewers af, begin binne, dan broei dit na buite. So belangrik oor hoe ons stres saam hanteer, hoe ons kan dankbaar bly en 'n gesonde omgewing kan skep,
maar vir dit moet ons in unity wees. Vir dit moet ons sê, hey, kom ons fokus nie net op wat verkeerd is nie. Kom ek vat dit nie net alles op my en stres net oor hierdie goed nie. Kom ons werk saam as 'n team. Kom ons bly fokus op die goeie. So, persoonlike uitdaging hier is om altare te bou. Noag het 'n altaar gebou. Kom ons bou ons eie altare. Nou, voor ek hierdie punt afsluit, wil ek gou vir jou 'n baie kort 3 minute video wys. En hierdie video was 'n video wat ek en Gail in lockdown gemaak het. Lockdown was vir almal 'n baie stresvolle tyd. Ek weet jy wou nooit weer in jou lewe daai woord hoor nie. Ek is baie jammer. Ek gaan dit dalk net nog 3 of 7 keer sê, maar in lockdown, nou weet ons, hierdie gaan 'n moeilike, dit is klaar 'n moeilike tyd. Nou gaan mense in huise toegesluit word soos 'n ark. En nie alle mans en vrouens wil saam in 'n huis toegesluit word vir 21 dae nie. En met die kinders, en dit gaan stresvol wees. En buiten dit veroorsaak hierdie finansiële stres en andersins en gesondheid ensovoorts. En mense sterf om ons familie, vriende. Baie soos in hierdie tyd. En ek en Gail het gesê, een ding wat ons moet op fokus is dankbaarheid. Kom ons maak dit eenvoudig, want hier's mense nou met klein kindertjies in huis en hulle weet nie wat om te doen nie. Kom ons gee vir mense praktiese tools oor hoe om prakties klein altare in hulle lewe te bou, om te fokus op die goeie en dankbaarheid te stuur in huise. So miskien leer jy iets hier uit, kom ons kyk gou saam. Hier is praktiese maniere hoe jy kan stop en dank kan betoon aan God en aan die mense wat jou lewe met goedheid inkleed. Begin elke oggend met 'n dankgebed. Soos jy jou oggend begin, herinner jouself om die dag te begin met hierdie gebed. Sit 'n reminder op jou foon. Plak 'n sticky note op jou badkamer spieël of op jou koffiebeker of selfs op jou kar sleutels. Hou dit eenvoudig. Sê, dankie Here vir die voorreg van lewe. Dankie vir asem. Dankie vir my huis. Dankie vir my familie. Dankie vir voorsiening. Fokus jou gedagtes op al die goeie dinge wat jy in jou lewe het en sê dan vir God dankie en gee hom die eer as die een van wie alle goeie dinge kom. Hierdie oefening gooi ek intimiteit met God as ook 'n gelukkige hart. Maak 'n dankie sê houer. Jy sal die volgende benodig: 'n houer, papier en 'n pen. Ons gebruik ons mini grocery trolley, maar dit kan enige houer wees. En jy kan dit selfs 'n prettige familieaktiwiteit maak om hierdie houer saam te versier. Soms is dit moeilik om met woorde dankie te sê aan ons geliefdes. 'n Goeie manier om steeds gereeld dank te betoon is om 'n dankie sê houer te maak en dit te sit op 'n plek in die huis waar die hele gesin gereeld by mekaar kom. Julle kan dan die instelling maak om aan mekaar bedagsame kort dankie sê notas te skryf. As jy alleen bly, kan jy dit steeds doen en dan, wanneer jy en jou mense kuier, gee jy hierdie notas aan hulle. Hierdie oefening help ons om die mense in ons lewens te waardeer. Maak 'n gebedsblik. Vir hierdie oefening sal jy die volgende benodig: 'n paar roomystokkies of iets soortgelyk waarop jy kan skryf, 'n koutjiepen en 'n blik. Ons gebruik 'n leë Milo blik. Dit kan enige blik wees en weer eens kan jy hierdie blik versier. Skryf dan een woord op elk van hierdie stokkies. Hierdie woorde moet dinge wees waarvoor jy dankbaar is. Plaas dan hierdie stokkies binne in die blik. Trek dan een van hierdie stokkies elke aand wanneer jy gereed maak vir aandete of bedtyd. Bid dan en sê vir God dankie vir hierdie een geskenk wat jou lewe mooi maak. Op hierdie manier het mense eenvoudige fokus waarvoor jy kan bid. Hierdie oefening herinner jouself en jou gesin om dankbaar te bly. Wil jy meer vergenoegd, vervuld en gelukkig wees? Kies dan om te leef met dankbaarheid. So super eenvoudig, super simpel, prakties, soos ons altyd maar hier is, maar dis daai eenvoudige klein goedjies waarvoor ons nie gereeld dankie sê nie. Miskien omdat ons nie praktiese maniere het wat ons herinner nie. Ons het reminders vir alles in ons lewe.
behalwe vir dit wat ons sê die belangrikste is. En miskien is dit omdat ons dink, ag, dis so simpel om te sê dankie vir lag en dankie vir my familie. Ek sal dit onthou, ek sal dit doen. Wanneer laas het jy dit gedoen? Die simpel goedjies wat ons nie vir mekaar sê nie en wat ons nie in mekaar waardeer nie en wat ons nie vir die Here sê nie, steel ons intimiteit van ons verhouding met God en van mekaar. En dan kom stadig maar seker kom steel die duiwel ons dankbaarheid en ons is op 'n plek van dankbaarheid. Ons is ontevrede, ons is discontent, ons is frustreerd, ons haal dit uit op mekaar en alles is net downhill van daar af. So uitdaging vir jou. Bou hierdie altare. Wees prakties. Wees eenvoudig. En as ouer wil ek jou challenge. Stel 'n voorbeeld. Dinge gaan fout gaan by die werk en nie of dit nou 'n moeilike dag of moeilike seisoen is. Kweek die beginsel om voor jou familie en veral vir jou kinders te sê, hey, hierdie goed gaan nou nie soos ek wil hê dit moet nie, maar weet jy wat? Ons het nog steeds XYZ. Ek is nog steeds dankbaar vir julle, ek is dankbaar vir dit, ek is dankbaar vir die in my lewe. Sondag, hoekom is jy hier? Want jy's dankbaar. Dis die heel eerste rede hoekom ons kerk toe kom, is om vir God dankie te sê. Dis hoekom ons begin met aanbidding, om die Here te eer, om vir hom dankie te sê, want ons gee hom die eer vir alles wat goed is in ons lewe en ons kom as gesinne saam. Ons aanbid die Here. Nee, is deel van ons altaarbou. Kom ons wees altaarbou families wat te midde moeilike tye nog steeds gelukkig kan wees en dankbaar kan bly. Dan sluit ek af met die beginsel van glo. En dit gaan oor dat wanneer ons in moeilike tye is, moenie ophou glo dat die Here 'n plan het vir jou en vir jou familie nie. Wanneer jy deur moeilike tye gaan, hou altyd daai hoop lewendig. So maklik kan ons begin twyfel. So maklik kan die duiwel hier op jou skouer begin sit en sê, "Oh, kyk die deure wat vir jou toe gaan. Kyk die goed waarvoor jy bid, maar dit gebeur nie. Kyk hierdie moeilike tyd, as die Here by jou was, dan sou dit nie gebeur het nie." En is so belangrik dat ons mekaar moet herinner en mekaar moet bemoedig en veral ons in 'n familie beginnend by ons huis, ons naaste mense, om te sê, kom ons bly glo in God se plan vir ons lewe. Genesis 7, ek weet nie of jy weet hoe Noag die ark se deur toegekry het nie, en die vinnige antwoord daarvoor is hy het nie. Want jy kan jouself imagine 'n deur waarby 'n kameelperd en 'n olifant, twee van hulle, moes inloop, is 'n bietjie 'n groot deur. So, dis iets wat, toe ek net in die Bybel begin inkom, is dit 'n vraag wat ek gevra het oor die ark storie, en toe ek het bietjie gaan ondersoek, toe sien ek, okay, that makes sense. Die Here het die ark se deur oopgemaak, toegemaak, en seker weer vir hom oopgemaak. Die Here het die ark se deur toegesluit. Hoe awesome is dit? Nou weer eens, dis 'n amazing waarheid, maar kan jy jouself indink? Nou gaan jy in die ark in, dis 'n traumatic experience, en hier hoor jy daai geluid. Toef. Ek dink aanvanklik net die menslike kon voel soos hier's probleme nou. Nou as ek in hierdie tronk, gaan hierdie deur ooit weer oop gaan. Hoe lank gaan ons hier binne wees? En dis die vraag wat ek en jy ook vra, né? Gaan jy deur 'n moeilike tyd en 'n moeilike tyd kan ons nou hier simboliseer met hierdie om te sê God maak 'n sekere deur toe. Hy slat 'n sekere deur vir jou toe. Maybe vir 'n season het dit goed gegaan in jou besigheid en toe slat die Here daai ding toe. Maybe vir 'n season, was jy fit en gesond en goed, slat die Here daai deur toe en hier begin dit reën en jy's in 'n moeilike season. Soveel so dat jy voel hierdie deur wat toeklap is God wat jou in 'n tronk ingooi. En sê luister broer, ek is nou klaar met jou. Of jy voel, yes, die Here het my net hier gelos. Ek is nou hier op my eie, amper soos hierdie mense in Savannah. Alhoewel dit goed gaan met hulle en hulle het selftevredenheid. Baie keer gebeur dit met ons as ons deur 'n moeilike tyd gaan, né? Dat ek voel, yes, God het my, die Here doen nie goed nie, hy doen nie sleg nie, want kyk, hier's ek net, I'm left to myself. Ek moet nou hier uitkom, ek moet nou hier deurkom, en familie, dis nie waar nie. Daai is nie waar nie. Moenie daai gesprek met die duiwel op jou skouer entertain nie. Dis nie waar nie. Die hemel het oopgegaan, sê die woord vir ons, en die stortreëns het begin, maar wie die hemelse vensters oopgesluit, wie dit oopgemaak, die Here was altyd in beheer. Die Here was altyd in beheer hier. En as hy niets vir jou beplan, dan moet jy weet, dit gaan amazing wees, dit gaan groot wees, maar een ding kan jy weet, dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan nie maklik wees nie. Every level has a devil.
En soos jy gaan groei in die lewe, soos jy na meer jare toe gaan, jy weet atlete wat nou Olimpiese spele toe gaan, jou volwasse atlete, hulle spring nie meer oor hierdie hekkies wat kinders mee begin in die laerskool nie. Daai hekkie is nou so bietjie hoër. Mense wat hoogspring doen, begin nie meer met die lat hier nie, hulle begin nou met hom daarso. En soos jy in die lewe, as die Here jou na 'n volgende season toe vat, dan gaan hy lat bietjie klim. Hy gaan vir jou sê, luister pel, nou, jy gaan moet groei hierso. Jy gaan nou hier hare op jou tande moet hê. Jou geduld, as jy gedink het jy's geduldig, nou gaan ek vir jou leer om geduldig te wees. As jy gedink het jy's bold en jy het geloof en jy sal groot goed aanvat, nou gaan ek vir jou 'n nuwe Goliat gee. Nou stuur ek 'n nuwe leeu jou pad langs en hierdie gaan 'n challenge wees. Dit gaan iets vra van jou. En dit maak dat ons in tye ingaan en gesprekke en gedagtes hier by onsself het waar ons voel, yes, is die Here nog by my? Het ek nog wat dit vat? Of is hierdie ding verby? Die Here doen nie goed of kwaad nie, want ek bid tog. En soveel so kan ons onsself uit die game uitpraat. En dis waar geloof, die woordjie glo, klink so eenvoudig, tot jy moet glo. Dan is dit nie so eenvoudig nie. En hier wil ek jou challenge. Waar ook al jy nou is, elkeen van ons is op 'n spesifieke plek in die journey. Elkeen van ons se kinders is op 'n spesifieke plek in die journey, maar elkeen van ons gaan reën hê. En of jy dit nou tot 'n mindere mate of 'n meer mate het, of jy dit in 'n spesifieke area van jou lewe, wil ek jou uitdaag om te glo. Moenie glo in die stem van die vyand wat vir jou sê, luister, hier is hoe dinge nou staan, die Here is nie met jou nie, jy's op jou eie en soos dit vir my lyk, gaan jy dit nie maak nie, want jy doen nie baie goed op hierdie stadium nie. Glo in die stem van die een wat jou gemaak het, glo in die stem van die een wat alles wat goed is in jou lewe vir jou gegee het, en die een wat jy al hoeveel keer deur soveel moeilike tye gekry het, maar hierdie is 'n volgende level. En miskien is dit tyd om in jou binnekamer in te kom en die deur toe te maak, simbolies, soos die ark se deur wat toegaan, en te dink oor die geslote deure in jou lewe, te dink oor die verlore geleenthede, of wat ook al dit is, wat jou nou kom sê, ja, jou lewe gaan dalk, the best is behind you, en ontmoet met die Here, en sê, Here, praat met my, ek het nodig om van U te hoor, ek wil met hoop lewe, ek wil met vision lewe, ek wil glo, dat my beste dag kom nog, ek wil glo dat die grootste werk wat U in my lewe gedoen het, en hoekom ek nog hier is, U te plan vir my, en ek wil leer, en ek wil my gesin hierdeur lei, ek wil groei, en ek wil hê U moet my gebruik, soos U Noag en sy gesin gebruik het. En dis dalk 'n groot taak, so ek voel die gewig daarvan, maar ek sê ja, Here, ek wil dit doen, kom ontmoet met my, kom leer my, kom lei my. En soos daai praktiese goed oor dankbaarheid, is dit miskien iets wat jy in jou gesin ook kan doen, as jou kids nou al groter is dit miskien 'n goeie ding, jy, jou man, jou vrou, saam net te sit met 'n koppie koffie, en 'n notepad uit te kry, en sê, kom ons doen 'n droom en doen sessie. En ons droom net, en sê, wat voel ons, sê die Here vir ons oor hierdie season van ons lewe. Waarin moet ons groei? Waarmee is hy besig? Waartoe wil hy ons vat? Noag het geweet wat die Here met hulle wil doen. En hy het hulle voor hulle gehou. En net so, weet jy wat die Here met jou man of jou vrou of jou gesin wil doen. Hê 'n vision session, skryf dit neer. En dan vra, wat kan ons nou begin doen? Wat is die eerste stap? Wat is die eenvoudige stappe wat ons nou moet neem? En waarin moet elkeen van ons groei? En hoe gaan ons saamwerk, dat die Here hierdie in ons lewe kan doen? Daai kan ek nie vir jou hier sê nie. Daai moet jy by die Here oor. Daai is jou en jou huweliksmaat en jou gesin se werk. Ek kan nie dit vir jou hier sê nie. Ek kan jou net daai challenge gee. Maar ek weet net, as jy dit doen, dan gaan die Here met jou praat. En nes met Noag en sy family, as jy luister, gaan hy iets amazing in julle lewe doen, en dan gaan 'n hele nuwe season vir julle begin. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U het Noag en sy gesin geroep, het iets in hulle gesien, en nie net het hulle in U geglo nie, maar U het in hulle geglo.
En iets gesê, ek gaan die hele wêreld oor begin en ek verwag van julle om dit saam met my te doen. Wat 'n challenge. Wat 'n groot roeping. En ons besef, soos ons hierdie storie bietjie in detail bekyk, dit was so moeilik geweest. En hulle moes regtig saam staan as 'n koppel, as 'n familie. En hulle moes saam groei en saam werk. En Here, dit is my gebed dat ons as families kan saam groei, saam staan, saam werk. U het 'n plan vir elkeen van ons hier. En my gebed is dat soos families by U stil word en hulle die ark se deur van hulle huise toemaak, want elkeen van ons huise is ons ark. Daar wil U met ons ontmoet, daar wil U met ons praat, dis daar waar U ons beskerm en ons vervoer geestelik na volgende vlakke toe. Mag U met hulle ontmoet, mag U met hulle praat, mag U vir hulle wys wat U in hulle elkeen as individue en in hulle as gesinne saam wil doen, as paartjies saam. En mag daar amazing getuienisse geskryf word, soos ons luister en gehoorsaam. Soos ons kies om te glo, kies om te lag, kies om te leer en die pad saam met U te stap, want U is die groot almagtige God wat nog steeds lewe. Elke mag van die bose moet buig vir die naam van Jesus, en soos ons saam bid en soos ons saam glo en die duiwel teestaan sy werk in ons lewe om ons onder te kry, moet hy vlug, moet hy sy knie buig en sal die reën wat vandag vir ons nie so lekker is nie, sal dit môre die ding wees wat die wingerd laat groei, wat die vrug laat dra in ons lewe, waar ons die storie vertel van dit wat U in ons lewens gedoen het. Ons verklaar dit vandag en ons glo dit. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons sê saam, Amen.